Goeiemôre. Ek glo dat dit sommer met julle baie goed gaan. Hier uit Frankfurt, -6 vanoggend. Nou ja, ek kon amper nie uit die bed uit en uit die bad uit geklou het nie. En môre is ons in Bethlehem. My seun speel rugby. En ja, dit is 'n goue week wat ons gekies het. Glo dat dit met julle in 'n besonder baie goed gaan. Nou vanmiddag, na hierdie sessie, gaan ek jou 4 keer aansteek en nou vleisie braai en dan lekker saam kuier. Nou ja, glo jy het 'n mooi week agter die rug. Ek maak sommer verskoning vir môre en Dinsdag as gevolg van direk by Bethlehem waar ons gaan wees en Woensdag aand is ek weer ouer gewoonte op my pos en dan gaan ons lekker saam kuier en ek glo werklik julle gaan hierdie week ook geniet. Kan jy glo die laaste paar dae van Junie? Mense, die tyd hardloop. Tyd staan nie stil nie. En ja, as jy so na almal luister en dan is almal opgewonde oor 'n vakansie en ja, dit is nou 'n bietjie 'n breek en kinders is bietjie op verlof en ma en pa kry 'n bietjie tyd om in te lê en 'n bietjie rustiger te wees. My broer is 'n skoolhoof en praat met op Vrydag na die skool gesluit. Nou gaan jy seker 'n bietjie rus. Sy woord aan my is nee, ma het 'n lys van goedjies wat sy wil gedoen hê. Die kombuiskaste se blaaie moet oorgedoen word en nuwe handvatsels en ek luister sê ek sê ja, dit sal net nooit ophou nie. Mense het altyd ietsie om jou mee besig te hou. Het gaan met my baie goed en ja, rustig. Ek is nou vir so 'n paar dae hier in Frankfurt, dan ry ek sommer maar net Bethlehem toe en terug en ons kyk al die wedstryde vir my seun. Hy speel vir Limpopo Blou Bulle en ja, Justin is in Italië. Sissa's op die plaas. Ek word wakker vanoggend. Toe sy in die koue in die oggendure gaan jag. Nou, baie mense het nie breins nie. Maar stuur vir my hoe sy die goedjies geklits het in die nag en dan is dit lekker om te sien dat dit met jou familie goed gaan, met jou kinders goed gaan. Ek glo dit gaan met jou goed en vanoggend lekker saam kuier. Ek het net vir my 'n koffietjie gemaak. En ek is nou nie iemand wat baie lief is vir die mense wat my baie goed ken sal weet ek is nie iemand wat lief is vir koffie nie. Drink nie normaalweg koffie nie. Al ek moes nou vanoggend 'n koffietjie vir my ingooi en vanoggend is my gebed werklik dat die onderwerp wat ek met jou oor gaan praat vanaand en vanoggend is baie naby my hart en ek wil vanoggend praat oor 'n paar dimensies van God se liefde en ek wil vanoggend sommer met jou net lekker kuier om te verstaan die liefde van God vir my en vir jou en dat ek en jy dit nie uit die oog sal verloor nie en dat ons net sal verstaan watter vorm sy liefde en genade vir ons aangeneem het. Weet jy wat? Ons lewe in 'n tyd wat ons mekaar so maklik, jy weet, kan met klippe gooi en mekaar kan veroordeel. En jy doen dit en jy doen dat verkeerd. God is liefde. God haat sonde. Hy is lief vir die mens. Hy haat die sonde wat ons doen. So om 'n streep te wil trek rondom sekere sondes te wil uitlig bo ander, is die grootste fout wat die kerk ooit kon maak, is om sonde in boksies te wil sit en klassifiseer, hierdie is 'n groter sonde as die sonde. Omdat God liefde is hy lief vir die mens en is God se begeerte dat die mens by God sal uitkom. Wanneer ek en jy by God uitkom, dan het ons nie meer begeerte om die sonde, jy weet, aan te hang nie. En hoe meer ons dan van sy liefde verstaan en ervaar in ons lewens, hoe meer het ons 'n begeerte om klaar te maak met ongeregtigheid, klaar te maak met slegte gewoontes, klaar te maak met onsedelikheid, klaar te maak met sondes. Kom ek en jy verstaan vanoggend, en vanoggend, Here,
terwyl ons so saam kuier, is my gebed dat U hierdie man en vrou vanoggend sommer net sal seën en sal salf en sal bedien met U liefde. Dankie dat U my eerste lief gehad het, dat hierdie Boeta en Sissa wat vanoggend saam luister, eerste lief gehad het. Genade. Vanoggend is my gebed, Here, dat U hom en haar sal kom ontvou met U tasbare, kosbare liefde. Here, dankie dat ons vanoggend sommer net kan kom om U te besing as ons Here en Vader, as 'n koning. Daar's niemand soos U nie, daar's niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Ontvang vanoggend so uit ons harte, uit ons lewens uit vanoggend die dankbaarheid wat ons U besing, U genade, U grootheid. Dis my gebed in Jesus se naam. Jy weet, ek wil vanoggend vir jou sê, wat is die wonderlikste ding wat God se woord jou en my geleer het? Vra 'n persoon vir 'n predikant. Hy kom met hierdie lied en hy sê, Jesus min my salig lot, ek weet dit uit die woord van God. Nou, God het jou en my besonders lief. Dit is so baie dinge wat ons omtrent, en as ek en jy dit net kan besef, daar is so baie dinge rondom God se liefde uit sy woord, wat ek en jy kan leer, en ek wil vandag 'n bietjie net by dit kom stil staan, en hopelik kan jy bietjie uit 'n ander oogpunt uit daarna kyk, en vanoggend verstaan sy groot liefde vir jou. En ek dink wanneer jy sy genade en liefde verstaan, dan verstaan jy ook hoe lief hy jou het, te midde van jou tekortkominge, te midde van jou verwarring en ongemak en stres en vrese. Eerstens kan ek vir jou sê vanoggend dat God is liefde, en wat ek nie uit die oog uit moet verloor nie, is 1 Johannes 4, wanneer hy kom, en hy so mooi in vers 8 vir ons sê, wie nie lief het nie. Wat het sê? Hy sê, wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Jy sien, die heel belangrikste ding wat jy oor God se liefde moet weet, is dat liefde is wie hy is. God is liefde. En dit beteken, hy het nie net liefde nie. En ek dink dis waar ons dit mis. Hy het nie net liefde nie. Sy hele wese is liefde. En alles wat hy doen, wat Christus, wat God, die Vader doen, word gedoen uit 'n hart van liefde. En soms mag dit vir ons lyk asof dit nie waar is nie, want ons sê dinge soos, hoe kan 'n God van liefde dit en dit laat doen? Hoe kan hy dit toelaat? Maar dit is eenvoudig omdat ons God se liefde nie altyd so mooi verstaan nie. En dis ook hoekom ons so baie maklik teenoor mekaar veroordelend is. Jy sal vind dat my nommer verskyn op TikTok en ook op Facebook. Vir die eenvoudige rede dat as jy op my WhatsApp groepe wil kom, waar ons hierdie boodskap wat ek nou preek, of net meer deel en vanaand sin en in die toekoms, plaas ek dit op daai groepie, sodat jy dit weer kan deurlees en kan gebruik, en moontlik vir jou werklik waar, jy weet, begin uitstaan en jy dit kan begin toepas. Daar deel ek daagliks maar dagstukkies wat ek plaas op my platforms, en juist dat jy dit daar ook kan kry op WhatsApp en kan aanstuur. So jy sal sien my nommer verskyn op Facebook en ook so op TikTok en ook op YouTube. Maar ek wil vanoggend verder praat oor hierdie liefde, want ons verstaan dit nie altyd nie. En God is so groot dat ons mensies maar sukkel om alles omtrent hom, omtrent God se liefde verstaan. En bietjie vir bietjie is hy egter besig om homself deur sy liefde aan jou en aan my te openbaar.
Ek sê altyd, wat jy insit, is wat jy gaan uitkry. En vanoggend moet ek en jy besef, ons gaan nie alles hier op aarde verstaan nie, maar ons kan nou leef in 'n sekere wete, waar ek is, dat hy my lief, dat hy vir my omgee. En ons kan hom vra om ons te help, want deur sy liefde verstaan hy jou en my situasies en my ellendes. God verstaan vanoggend jou noodkreet. God verstaan vanoggend jou behoeftes. En ek dink aan sy liefde, dan is daar 'n paar dimensies daaraan gekoppel, wat jy dalk weet, of dalk nie weet nie, wat dalk nodig is om te hoor. Dankie Karen, dat jy my nommer geplaas het daar op Facebook, en ek lees Efesiërs 3, en hy sê in vers 18 en vers 19, hy sê, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte, die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God, die lengte, die breedte, die hoogte, die diepte, sodat jy in die volheid van God kan kom staan en gevul mag word. Om die volheid, hier is my vanoggend so kosbaar. Gisteraand, terwyl ek hierdie boodskap gaan en ek na die rek beeg met die bokkie, het lekker gespeel, man. Maar is koud, julle Kaapenaars. Ai, een ding wat julle verkeerd doen, daai kabbel wat julle hier na ons kant toe stuur. Maar terwyl ek so deur my boodskap gaan, te dink ek aan die volheid van God. En hierdie is my so, dit staan so uit om te verstaan dat God wil ons met hom in elke dimensie van kan ken in ons lewens. En ons moet God kan geniet in sy volheid. Maar om hierdie te verstaan, die volheid van God, vra dit dat ons die lengte, die breedte, die diepte en die hoogte daarvan sal verstaan. Want as jy dit verstaan, dan penetreer dit deur tot in jou diepte van jou hart, en dan maak dit vanoggend so baie sin. Want God se liefde, volgens my, het 'n paar dimensies, soos wat ek dit nou net vir jou gelees het. En daar is 'n breedte, en in die 1983 vertaling praat hy nie van breedte nie, hy praat van wyd. 'n lengte en 'n hoogte en 'n diepte. Jy sien, God se liefde is breed of wyd genoeg, dat dit rondom hierdie aarde kan strek en elke mens bereik. Dis hoe groot sy liefde is. En sy liefde is lank genoeg, hoor baie mooi, dat dit nooit ophou nie. Daar's nie einde aan sy liefde nie. Dit is altyd, dit is ewig tot ewig, tot ewigheid tot ewigheid. Nou vanoggend, vandag wanneer jy luister, wil ek vir jou sê, God se liefde is ook hoog genoeg, dat dit jou en my bereik waar ook al jy is, en dit jou kan toevul. En dit is ook hoog genoeg, dat elke sonde wat jy doen, onder die bloed van Jesus kan plaas, sodat ek en jy, deur sy bloed, vergifnis kan ontvang. Dan is daar ook die diepte van God se liefde. Daar's geen einde aan sy liefde vir my nie. Daar's geen einde in hierdie pragtige dag, aan die einde van 'n maand, begin van 'n nuwe maand, aan die einde van God se liefde nie. Dit verwys na die intensiteit en die intimiteit van sy liefde. Ag, en ek kan oor hierdie boodskap vir jou omtrent 400 boodskappe preek. Want God weet alles van my af.
God weet alles van jou af. Hy gee om wat met my gebeur. Hy gee om wat met jou gebeur, met die buurman, met die buurvrou. Selfs die kleinste detail van jou lewe is nou in hierdie oomblik vir God belangrik. Ek kan vanoggend vir jou sê dat jy kan, en hoor dit baie mooi, dis 'n liefde wat gee. Dis iets wat ons baie mee sukkel in ons lewens, om ons liefde te gee. Dis baie moeilik, omdat ons seer gekry het baie keer, voel ons, om van onsself te gee, gaan ek my uitsit vir 'n toffie, ek gaan my uitsit om seer gemaak te word, ek gaan uitgesit word om opgetrap te word. Maar as ek na die liefde van God kyk, bid ek ook vanoggend dat hierdie in Stefan en in jou lewe 'n realiteit sal word en vorming sal aanneem, sodat jy sal verstaan dat sy liefde is 'n liefde wat gee. Johannes 3, baie bekend, kom in vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, sal beerwe. So een van die belangrikste dinge was, wat ons omtrent God se liefde in die Bybel leer, is dit 'n liefde wat gee. Sjoe, 'n liefde wat nooit ophou nie. Ek het gesê, is ewigheid. Daar's nie einde aan dit nie. En ons lees oral in die Bybel hiervan, maar in Johannes 3 vers 16 is seker een van die bekendste verse in die Bybel, wat ons almal kan quoteer en ons almal ken. Maar God se liefde gee nie net sy seun nie, maar ook die Heilige Gees, en sy liefde gee vir my vergifnis. Sjoe, gee vir my vergifnis vir my sonde, dit gee vir my die ewige lewe, dit gee my alles wat ek nou nodig het vir 'n godvreesende lewe volgens 2 Petrus. Gaan lees 2 Petrus 1 vers 3. God gee dit alles wat jy nodig het. Eindelik in God se woord, in sy groot liefde, leer God ons uit sy woord uit die waarheid. Hy voorsien aan my, hy voorsien aan jou, hy voorsien aan elkeen van ons 'n onvoorwaardelike liefde. Alles wat ek en jy nou nodig het, en hy lei ons, of ek en jy dit nou wil God het vir my en jou instoot die regte pad. Vanoggend kyk ek na hierdie gedeelte en dit tref my, dat hy voorsien in Stef, in Kobus en Sannetjie se lewens, aan ons behoeftes, en hy, en deur sy liefde beskerm hy ons. Deur sy liefde gee hy aan my wysheid en aan jou wysheid, want in sy volheid openbaar hy alles aan jou en my. Geef ons daai wysheid om te kan sien wat hy vir ons wil wys in dit waar ons osself in bevind. En dan kom hy in sy grote liefde en hy lei my die regte pad. Maar ek dink as ek en jy wat baie keer nie die regte pad kies nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, God se liefde hou nie net aan om te gee en te gee. Dit is wat hy doen, hy hou net aan. Daar's nie 'n einde hier aan nie. En kyk maar wat sê hy in Romeine 8, en hierdie is een bekende gedeelte wat jy ook baie goed ken. Hy sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie. Hy het nie sy eie seun gespaar nie, maar het hom ter wille van ons almal oorgelewer. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan jou en my skenk nie? Nou net soos hy sy seun gegee het, wil ek vanoggend vir jou sê, wil hy aan jou en my hierdie kom openbaar, sy wonderbaarlike voorsiening. Hy wil alles aan jou en aan my kom skenk. Terwyl ek hier sit, besef ek ook dat jy kan hierdie nie verdien nie. Romeine 5 sê so mooi in vers 8, God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus
vir ons gesterf het, toe ons sondaars was. Toe ons sondaars was. So in hierdie vers sien ons dat God vir Stef en vir jou so lief gehad het, toe ons nog sondaars was. Hy het sy seun geoffer. Dis, Boeta, sissa, hierdie is liefde. Toe ons niks met hom eers te doen wou gehad het nie, toe ons hom nie eens wou ken nie, het hy ons lief gehad. Het hy alreeds sy seun vir jou en my laat sterf. Die tye wat ons eie dinge doen, ons eie koppe volg, het hy ons nog steeds lief gehad. Elke keer wat ons aan hom ongehoorsaam was, en selfs op hierdie stadium, het hy ons nog steeds lief. Ons moet vanoggend maar iets besef en sien jy dat ek en jy niks gedoen het om hierdie liefde te verdien nie. En as ek in die begin gesê het, hy het ons eerste lief gehad, nog voor ons hom geken het, nog voor ons met hom iets te doen wou gehad het. Inteendeel, hy het die volste reg gehad, eintlik om sy liefde van my en jou weg te vat. Maar hy het nie een keer nie. En hy sal dit ook nooit doen nie. Al het ek en jy soms die afdraai paadjies gevat in ons lewens. En net soos jy nie voorheen sy liefde kon verdien nie, wil ek vanoggend ook vir jou sê, kan jy ook nie nou. God het jou eerste lief, punt. Niks wat jy doen, en hoor wat ek nou vir jou sê, niks wat jy doen gaan veroorsaak dat hy jou liewer het nie. En niks gaan veroorsaak dat hy jou minder lief het nie. Hy gee sy liefde vir jou en vir my gratis, vry en verniet. Niks. Ek het gesê hy is liefde. Ons verdien nie sy liefde nie. Hy het ons eerste lief gehad. En nou kan ek vir jou sê, niks kan ons van God sy liefde mee skei nie. En hierdie is my baie besonders, want Romeine kom en hy sê, as jy die Bybel het, gaan maak oop op Romeine 8. Want hy sê in vers 35 en 37 tot 39 die volgende, hy sê, wat sal ons skei van die liefde van Christus? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger en naaktheid, gevaar of die swaard. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. En nou sê hy, ek is immers daarvan oortuig. Hoor wat sê hy? Sê ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Wow, niks kan jou skei van hierdie liefde vanoggend nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, gaan lees dit weer. En maak dit jou, nou sien jy vanoggend dit. Daar is letterlik niks wat jou van God se liefde kan skei nie. Dit maak nie saak vanoggend wat die wêreld na my kant toe gooi of na jou kant toe gooi nie. Hierdie vers sê niks kan ons van daai liefde skei nie. Nie is daai werkloosheid, daai siekte toestand, daai hartseer, daai stikkende seer hart nie. Selfs al is dit wat met jou gebeur het, jou eie toedoen, en is dit nie maar ons eie hardkoppigheid nie, kan dit jou nie van God se liefde skei nie.
Die duiwel en sy trawante, daai gevalle engele, kan jou nie ontneem van daai liefde nie. Swaar kry, seer kry, probleme, mense, enige negatiewe dinge, niks, sê hierdie woord, kan jou en my van sy besonderse liefde skei nie. En sy liefde is altyd daar vir Stef om hom te vertroos. Ek wil vanoggend vir jou sê waar jy nou sit, sy liefde is daar om jou te omhels in jou stikkende seer tyd wat jy deurgaan. Sy liefde is daar om jou te vertroos, sy liefde is daar om jou op te lig, sy liefde is daar om jou te beskerm, sy liefde is daar om vir jou te gee, sodat jy nie dit uit jouself weer hoef te doen nie, want te bemoedig is sy liefde, om te help is sy liefde. Hoekom? Want hy is liefde. Hy in sy glorie is liefde en hy is altyd daar om in al hierdie dinge en soveel meer vir my te doen, vir jou te doen. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan dus te alle tye verseker wees, dat jy meer as 'n oorwinnaar is, deur hom wat aan jou sy liefde bewys het. Hy het 'n prys betaal, sodat jy kan weet vanoggend, jy weet ek is nie alleen nie. Hierdie is liefde, en hierdie liefde stap by ekstra myl, wanneer ek moeg is, wanneer ek opgee, wanneer alles vir my te veel raak. Dis baie mooi, Elise. Identity, inheritance, intimacy. So, dis die sleutel. Ek gaan lees dit weer. Want jy sien, hierdie liefde wat ek van praat, is nie van 'n mens af, dit is van God. Hierdie is mooi. En hierdie liefde van God, hoor wat ek vir jou sê vanoggend, is volmaak. 1 Johannes 4 sê so mooi in vers 18, hierdie vers, goeiemôre vir julle wat nou eens ingeskakel het en wat later luister ook, is altyd lekker om saam met julle te kuier. Soos ek sê, is hier by -6 grade vanoggend hier waar ek sit. Lekker koud hier in die Vrystaat. In Johannes 4 kom hy en hy sê in vers 18, in die liefde is daar geen vrees nie. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf. En wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Hierdie het ook tot toepassing op ons verhoudings, in ons huwelike, in elke faset. Hy sê in liefde is daar nie vrees nie. En ek sien dit baie keer in verhoudings, dat ek wil my alles gemaak, is bang ek gaan seer kry. Die woord sê in liefde is daar nie vrees nie. Wanneer jy in liefde staan, gee jy alles. Hierdie is hoekom ek sê God is liefde, want hy gee alles. Hy het alles gekeer en hy sal nog meer vir jou gee. En hy sê inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. As julle in liefde, julle liefde vir mekaar, en vat sommer maar tip, daai liefde kan bou in egtheid, sal dit alle vrees uithou. Maar ons moet in harmonie, ons moet in eenheid wees. Ek wil vir jou sê, God is volmaak, en hy is altyd die lig, en daar's geen duisternis in hom nie. Daar's niks duister in hom nie. Hy is die enigste wese, wie se liefde nie op een of ander manier besoedel kan word nie. Die mens kan baie ervaring met liefde hê, maar dit word altyd op een of ander manier besoedel deur verwagtinge, deur gebeure
en hierdie op en af in die lewe. Net God, sy liefde is altyd volmaak, is altyd rein, altyd sonder vlek of rimpel. En gelukkig, en ek wil hê vanoggend moet jy hoor wat ek vir jou sê, kan ons by hom leer ook hoe om ander mense lief te hê. As ek nie helemaal net vanoggend kan besef wat is liefde, gaan dit vir ons ook besonders wees om dit so oor te dra. Ons het lief omdat hy my eerste lief gehad het. En sy liefde in my hart uitgestort het, in jou hart uitgestort het, in ons hart uitgestort het deur sy Heilige Gees. Dalk sê jy vir my vanoggend, maar wat praat jy alles hier? En ek wil die volgende vir jou sê. Ontvang God se liefde. Daar waar jy nou is, waar jou week voor lê en waar dinge in jou lewe besig is om in 'n rigting in te beweeg. Ontvang vandag God se liefde. Maak jouself oop vir dit en sê vandag vir Abba Vader dat jy het nodig hierdie liefde. Hierdie liefde nodig om dinge te verstaan. Jy het hierdie liefde nodig om dinge te kan uitpleis in jou lewe, oor vrede te kan kry. Hierdie paar dinge wat ek nou net vir jou opgenoem het, is maar net 'n paar van die dinge wat ek en jy oor God se liefde in ons lewens moet weet. En sy liefde is 'n geskenk wat hy elke dag na elkeen van ons toe uithou. Hy bied dit vir my aan. Hy bied dit vir jou aan. En al wat dit van my vra en al wat dit van jou vra in hierdie dag is om dit te ontvang. En as jy sukkel vandag om te glo hy het jou lief, of om sy liefde dalk te wil ontvang in jou lewe, vra God in hierdie dag om jou daarmee te help. Vra hom. Reik uit na God toe. Ons is so geneig aan mekaar toe, maar ek wil vir jou sê die resep van verandering en van vrede en van sy tasbaarheid is dat jy uitreik na hom toe. Gaan hierdie week en gaan sit met die woord. Doen Bybelstudie en soek die beloftes van sy woord uit wat hy vir jou en vir my elke dag instoor het. Vra hom dat hy hierdie liefde waar jy tans in jou lewe is, 'n werklikheid sal maak. Meen besigheid in jou lewe met God. Moenie maar net 'n oppervlakkige gelowige wees wat maar net sê ek behoort aan 'n kerk en ek ken die Here nie. Maak sy liefde werklikheid en vra hom dat hierdie liefde in jou lewe 'n werklikheid sal word. Dat jy nooit daarin sal twyfel nie, want in sy liefde het ek net nou vir jou gelees die breedte en die lengte, die hoogte, die diepte. As jy dit verstaan jy sy volheid. En bid dat dit 'n werklikheid in jou lewe sal word. Dan gaan jy in die nou oomblik nie meer twyfel nie. Dan gaan in die nou oomblik jy ook besef dat ek is op pad. Ek het nog nie gearriveer in my lewe nie. Ek is op pad. Maar omdat ek op pad is, het ek die versekering dat hierdie liefde saam met my is. Nou God se liefde, God is liefde. En hy het jou lief met 'n ewigdurende, onvoorwaardelike, volmaakte liefde. Maak vandag jou hart, jou lewe oop om
dit te ontvang as 'n geskenk wat hy na jou toe uithou. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy sal nooit in jou lewe ooit spyt wees. Want sy liefde gaan jou verseker vandag verander. En as ek dit vanoggend vir jou sê, dan is dit wat ek met jou deel, wat vir my uitstaan, in my eie lewe, hoeveel keer ek hom gefaal het, hoeveel keer ek hom teleurgestel het, maar om weer terug te kan kom en te besef, hierdie liefde, hierdie vlekkelose, onvoorwaardelike liefde, onbaatsigtelik, is daar om my weer op te tel. Dis ook daar dat ek en jy vanoggend kan besef dat ek moet ook in my lewe klaarmaak met die verkeerde. As jy as man net kan besef vandag, hierdie liefde vir jou, dat hy wag met 'n verwagting, met oop arms, dat jy as man te midde van, ten spyte van die pad wat jy gestap het en die emosies wat jy het en dalk die hardheid van jou hart, hy wag vir jou. Daai teleurstelling, hy wag vir jou om jou te kom vashou, om jou te kom omhels en aan jou te kom openbaar wat is liefde. Dat ek eers sy liefde verstaan. Wanneer ek dit verstaan, gaan baie dinge in my lewe ook begin sin maak. En omdat baie dinge nie in my lewe sin maak nie, is ook die rede dat ek nie sy volmaaktheid en sy volheid verstaan nie. Vir jou as vrou ook vandag, by 'n plek te kan kom om te besef dat hy my eerste lief was. Ervaar jy dalk op hierdie stadium in jou lewe die liefde wat jy graag begeer en die behoefte wat jy het nie uit jou eerste lief gehad. Hy het nog voor jy hom geken het, sy seun vir jou geoffer. Toe jy verkeerde pad gestap het, was hy nog steeds lief vir jou. Kom ek en jy, vat vanoggend hierdie liefde. Ons maak dit ons liefde. Ek het Vrydag, laatmiddag het ons, laatmiddag het ek net so in die voertuig en die verkeer, almal was op pad Durban toe. En ek het met 'n trailer gery om hierdie laaste goed te laai. En ek besef dat ons almal het iewers nodig om dit goed te deel. Elkeen van ons met goed te deel. En hoe langer jy uitstel, hoe langer gaan dit vat vir jou om gesond te word. Wil jy nie vanoggend hierdie liefde ook jou liefde maak nie? Liefde breek mure af. Liefde penetreer tot die diepste van die hart. Liefde het genade. Liefde bring vir 'n mens die krag om weer te kan oorbegin. Liefde bring mee dat ek weer kan glo in myself. Want ander glo in my, want hulle het my lief. En dit maak dat daai liefde nie 'n einde het nie. Ja, ek is Nolan se pa. Chili cheese op TikTok. Liefde
is oor is genoeg. Sy liefde is my oor is genoeg. Dalk het jy iewers 'n teleurstelling van 'n ouer of teleurstelling van 'n maat of van 'n besigheidspersoon of van 'n kollega gehad. Maak hierdie liefde die realiteit. Vanoggend vroeg sê ek my laaitie, hy's op die bus, hy's net daar deur Warmbad op pad Bloem toe. Sê vir my, ek sien jou môreoggend voor die rugby game. Vir hom om te weet sy pa's daar. Langs die veld is anderste as sy pa wat net oor jy weet die internet na sy rugby game kyk of oor die TV na sy rugby game kyk. En dis wat ek en jy moet verstaan, dat God is nie op 'n afstand nie. God is direk by jou betrokke. En wat nou vandag saak maak, is dat jy hierdie liefde ook nou jou liefde maak. Wat ek baie besef is dat wat jy insit, voel jy baie keer jy kry nie terug nie in hierdie lewe. Jy gee jou liefde vir 'n vrou, jy gee jou liefde vir 'n man, jy gee jou liefde vir kinders en jy kry nie dit altyd terug nie. Wat jy verwag of wat so moet wees nie. Het ek geleer is om net aanhou lief te hê. Om aanhou te stap en aanhou nie terug te kyk nie. En die oomblik as ek my identiteit in Christus Jesus ontdek en ontdek die liefde, die volheid daarvan. Wie is ek om op te hou? Wie is ek om handdoek in te gooi? Want hy het nie opgegee op my nie, dis liefde. Hy gee nie op jou nie, dis liefde. Vader, wat 'n voorreg het ons hierdie oggend maar net saam in die teenwoordigheid kan kuier en vanoggend dankie kan sê vir liefde. Dankie vir die eerste liefde. Wat al reeds in die tuin geopenbaar is van Eden. Al het hulle teleurgestel. Al het hulle by sondevloed teleurgestel, by die kruis teleurgestel, in hierdie dag 2000 jaar later na die kruisiging, het die liefde nie verander nie. Daarvoor is ons vanoggend dankbaar. Dankie vanoggend dat ek na U toe kan kom. Dalk voel jy kan na niemand toe gaan, jy kan na Hom toe gaan. Dis liefde. Dis volmaak. Seën haar en ons. Omvou hom en haar. Dankie vir liefde, vir ware liefde. In Jesus se naam. Amen. Mag jy een besonderse Sondagmiddag hê, soos ek sê, gaan gou dorp toe en dan gaan ek die vuur aansteek. Maar Frankfurt, sê ek vir jou, ek dink die broeke op die draad is so gevries. Die hemde is so gevries. Môre is ek in Bethlehem en Dinsdag, Woensdag is ek weer aanlyn, ek is vanaand, gaan ek weer hier so uitsaai en kyk om saam met jou weer te kuier vanaand en wil jy uitnooi as jy nie hierdie boodskapie het nie, ja, my vriendin uit van Malcolm en Marinda, daar uit die Kongo uit, ai, Malcolm en Marinda Perikati, hulle is daar saam met die lugmag in DRC,
lief vir julle baie, my mensies. Mag julle vanoggend daai warmte van sy liefde in elke faset beleef en ervaar. En daai liefde, wil ek vir jou sê, maak dit ook moontlik dat ons ook mekaar verstaan en daai liefde kan gee verander. Lekker gewees om saam julle te kuier en kyk uit om saam met julle vanaand te kuier. Onthou hierdie boodskapies, my WhatsApp nommer is hierso. En as julle nog nie op die groep is om die boodskappe te ontvang nie, en my dagstukkies, my nommer is op TikTok, YouTube en op Facebook. Op die blaaie, sodat jy dit kan kry. Dankie vir jou wat hierdie blad ondersteun, nie net in gebed nie, maar ook selfs finansiëel elke maand ons aanlyn kerk, jy weet, bedien. En ek is opgewonde en om julle vanaand weer hier te sien. Hou julle self warm en veilig. Die Here seën.